Ek is so bly vir elkeen wat vanoggend hier is. Mag God jou ryklik seën tydens hierdie diens en mag jy weer 'n ontmoeting met God hê. Elke oomblik, elke sekond. Nou ek het ouer gewoonte, het ek 'n vraag. Nou hierdie is eintlik 'n baie maklike vraag. Dis regtig. Nou sê almal vir my, dis wat jy elke keer sê. Nou, dit kom in die boek 1 Samuel voor. En ek gaan die vraag vra, wat was die gewig gewees van Goliat se spies? Het word spesifiek gemeld in die Bybel. Moet my nou nie kom aankyk asof jy nie idee het nie. Kom raai 'n getal. En ek gaan dit maklik maak. Tussen 1 en 30. Kies 'n getal. En dit moet in ongelukkig hulle sê LB's, wat is dit nou weer? Pond. So jy moet dit in pond vir my kan gee. Kies 'n getal. Okay, 13, ek het 'n 13. Tjoe. Okay. Hoeveel? 22. Hoeveel? 23. Die naaste. Jy sien, ek wil nou net sê, wag nou, nou stop ons hierdie een, want nou is dit getalle wat net gegooi word, en dit word net geraai. Jo, ek wou sê die naaste was die eerste raaiskoot van Pastoor Hendrie gewees, was 13, maar is eintlik 15, en jy kan dit lees. Het jy 15 gesê? Die chocolate is jou, jy kan hom na die diens gaan haal, Quentin. Ek het jou nie gehoor nie, maar dit is 15. So, iemand het hom gekry, Quentin. Tjoh. Amen. Hoor nou hierdie en dankie tog. Mense, die vraag is nie so erg gewees nie. Ja, val as jy die vraag kies, dan is dit nie erg nie. Amen. Ek wil vanoggend gesels, en Karen het vir my die bevestiging gegee in die bidkamer vanoggend, oor 'n gedeelte wat ek die laaste ruk baie oor dink en myself gevra het, is God se verwagting van ons as gelowiges. Het jy ooit daar gesit en net by jouself gedink en gesê, wat wil God van my hê? Het jy ooit daaroor gedink? Ek weet wat ek van my vrou wil hê, en ek gee haar duidelike instruksies, hoe om dit dan vir my te doen. Ek wil my kos hê, ek wil my koffie, en ek wil dit elke oggend, my koffie voor 5 in my bed hê. Asseblief, sy moet nou nie sukkel daaromtrent nie, en sy moet nou baie mooi luister, as ek die middag by die huis kom, met my koffie daar wees. Nee, ek maak 'n grap, ek is nie so erg nie, baie dankie, om Steven bevestig. Maar het jy ooit mooi gaan sit en dink, jy weet by die werk weet ons wat die werk van jou verwag. Hulle sê vir jou, jy het 'n SLA, 'n service level agreement, en jy weet wat jy moet doen. Jou pligstaat, jy verstaan wat jy moet doen. Nou het jy ooit gedink, wat verwag God van my as gelowige? Wat verwag God van ons as gemeenskap? Ons as 'n gemeente, jou as 'n familie, as 'n individu. Het jy al ooit daarna gaan dink en gesê, Here, wys vir my, sê vir my, wat is dan my pligstaat wat ek moet doen? En weet jy wat is die ergste is? Ons het 'n pligstaat. Hier sê, hierdie is die pligstaat. God sê vir ons presies wat hy van ons verwag. Nou ek wil hê, as jy die lewende woord van God hier by jou het, gaan vir my na Johannes 21 toe. En ons het vandag ietsie, het Karen vir my bevestig in die bidkamer, en dit gaan oor Johannes 21 vers 15 tot 17. En ek lees die gedeelte uit die 33 of 53 vertaling. Ek gaan daarom nou nie soos Henry voorbarig wees net begin lees nie. Ek gaan jou die geleentheid gee om na Johannes 21 vers 15 tot 17. Kom ons lees uit die lewende woord van God. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier, antwoord hy hom. Ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra weer 'n tweede maal vir Simon, seun van Jona, het jy my werklik lief? Hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op.
Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom 'n derde maal gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wy. Voordat ek oor wat God van ons verwag, wil gesels, wil ek 'n paar punte gaan uithaal, of iets wat vir my interessant was. En dit was die getal 3. Het jy dit opgetel? 3. 3 keer. Die getal 3. 3 keer het Jesus Petrus, Petrus Jesus verloon. 3 keer. Toe hulle hom vra, maar is jy nie een van sy disippels nie? Toe hulle hom daar in die verhoor gehad het, wat het hy gesê? Nee, ek ken hom nie. En die derde maal, toe kraai die haan. En wat het Petrus besef? Ek het my God, my Here verloon. 3 keer het hy aan hulle verskyn. Dis die derde keer, maar hy môre ete, wat Jesus aan hulle verskyn het. 3. Die getal van die drie eenheid, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. 3 keer het hy vir Petrus gevra, het jy my lief? Ons liggame bestaan uit liggaam, gees en siel. 3. En dit is vir my so mooi, dat die klem op hierdie gedeelte baie keer ook misgekyk word. Want die Here vra eintlik vir ons 3 keer. Gert, het jy my lief? En daardie vraag, vra hy iets van my. En hy vra dat daar iets is wat hy van my verwag, as kind van God. Hier is nie net 'n vraag wat hy vir Petrus gevra nie. Die Here het hom met 'n doelgerigte vraag 3 keer gevra. En hy sê vir hom daarna, laat my skape wy. En hy sê vir hom, pas my skape op. Die derde keer sê hy weer vir hom, laat my skape wy. Nou het jy al gewonder, hoekom Jesus hom 3 keer dit gevra het, en dan na hy geantwoord het, ja Here, ek het U lief. Dan sê hy vir hom, hier's 'n opdrag. En net so kom ek en jy. En die Here vra vanoggend vir jou, Gert, het jy my lief? Wat gaan jy antwoord? Ja Here, ek het U lief. En dan sê die Here vir jou, laat my skape wy. Nou het jy al ooit gedink wat dit beteken? Wat beteken dit toe die Here vir hom gesê het, laat my skape wy en pas my skape op? Want dit is 'n opdrag wat vir my en jou gegee word, eintlik in Matteus 21 vers Matteus 28 vers 19 en 20. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. So God verwag iets, God gee instruksie om ons moet iets gaan doen. Wat moet ek en jy doen? Nou kom ons kyk na die skape. Wat simboliseer skape? Wat doen skape? En hierin lê die geheimenis van hierdie gedeelte. Skape het 'n leier nodig om te kan funksioneer. Ek het 'n leier nodig. Ek het iemand nodig om my leiding te gee. Ek het die Here Jesus Christus nodig. En ek kan nie hom aanvaar as my leier en my meester en my God as ek hom nie lief het nie. Daarom het hy vir Petrus gevra, Petrus, jy gaan die leier van die gemeente word. Petrus, op jou gaan ek my gemeente bou. Op jou gaan ek die gemeenskap bou. Op jou gaan ek die familiestruktuur bou. Op jou gaan die individu gebou word. Maar hy kon nie vir Petrus dit gevra het as Petrus hom nie werklik lief gehad het nie. En Petrus verstaan het dat hy 'n leiereienskap gaan ontvang. Maar om dan 'n leier te kan wees, moet hy as 'n leier in Christus Jesus wees om die skape te kan lei, voeding te kan gee. Skape het krag in eenheid. Waarom sê hy, laat hulle wy, want wanneer ons in eenheid is ons sterker. Wanneer skape as 'n trop so saam maal,
is hulle in eenheid en is hulle sterker, want hulle luister na hulle leier wat hulle opdragte gee. Hy kom en hy sê, skape het iemand nodig om hulle te versorg. Die Here het met Petrus gepraat en die Here het vir hom gesê, ek sal jou versorg. Ek sal my kinders versorg. Ek sal na hulle kyk. Wat is die funksie van 'n herder? Hy versorg die skape. Hy maak seker dat hulle gesond is. Hy maak seker dat hulle goeie voeding kry. Hy maak seker dat hulle by die waters kom as hulle dors het. Dis ook vir my en jou as leier van 'n gemeente, as priester en hoof. Wat is jou eerste taak wat God van jou verwag? Om te kan funksioneer in dit wat hy jou aangestel het. God het elkeen aangestel met 'n doel op hierdie aarde. Jy is nie maar net hier om 'n sitter in 'n kerk te kan wees nie. God verwag iets vir jou om te funksioneer met 'n leier. Sy naam is Christus Jesus. Dan is daar eenheid in die familieband, eenheid in die kerk, as ons luister na ons leier, Christus Jesus, en doen wat hy van ons verwag. Die skape het versorging nodig. Wanneer ons die woord met mekaar leer en deel en tugtiging plaasvind, versorg ons mekaar se siele en liggame. Ons lei hulle na die brood van die lewe. Ons laat hulle kom drink van die water waarin jy nooit weer dors sal hê nie. Ons moet dit koester. Net so moet jy dit in jou gemeenskap doen. Net so moet jy 'n leier van Christus in jou huis wees. Die skape het iemand nodig om hulle te verlos van dreigende gevaar. Ek en jy het 'n verlosser nodig van hierdie dreigende sonde. Ek het verlede week die boodskap gebring, die sonde lê en loer voor jou deur. Ek het iemand nodig om my daarteen te beskerm deur middel van die Heilige Gees wat in my is, die krag van Christus Jesus. Ek sien die dreigende gevaar, maar soos wat hy vir Josua gesê het, in Josua 1, in vers 9, toe sê hy vir hom 3 keer, die 3de keer, wat hy vir hom sê, Josua, maak op jou ore. Hy sê, het ek nie vir jou gesê, moenie vrees en bang wees nie. So staan die herder voor die skape en hy sê vir hulle 3 keer, moenie vrees nie, moenie bang wees nie, want ek is met jou. So sê dit vir jou, so sê dit vir ons as 'n gemeenskap, so sê dit vir my as leier, so sê dit vir jou as priester en hoof van jou huis, want baie keer is daar dreigende gevaar, en jy is die priester en jy is die man en die hoof, en dan moet jy sterk staan vir jou familie, veral in vandag se samelewing, veral hoe Christene afgekraak word, hoe Christene vervolg. Kom die Here en hy sê, moenie vrees nie, want ek die herder lei die skape. Dis wat hy vir Petrus ook gesê, Petrus, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Ek is met jou, ek sal jou die krag gee, ek sal jou leiding gee om my skape te laat wei. Die skape het fundamentele beginsels nodig om te kan oorleef. Ek en jy het beginsels nodig om te kan leef. Nie waar nie, wys my 'n samelewing wat sonder 'n struktuur kan funksioneer. Dit val uit mekaar uit. Hy kan nie skole, daar is 'n stel reëls, nie waar nie, in elke samelewing, in elke land. Net soos daar vir die kind van God reëls wat ons moet nakom. Reëls wat God van ons verwag. Hoe doen ons dit? Nie meer baie oorgawe nie, né? Kom ons wees eerlik. Ons doen net nie meer baie. Ons soek altyd 'n verskoning om nie dit wat God vir my verwag na te kom nie. Nie waar nie? Want baie van ons kom en ons luister na die woord, maar ons word nie meer 'n doener en 'n dader van die woord nie.
Want God het vir Petrus gesê, jy moet my skape oppas, en jy moet hulle laat wei. Wat gebeur wanneer skape wei? Hulle weet hulle is in die beskerming, en die wakende oog van die herder. En dis wat God sê. God gee jou die vryheid, om wat te doen? Om te gaan wei, in die samelewing, en hulle te wys, hoe 'n kind van God moet optree, want hy leef volgens 'n standaard, 'n stel reëls, wat in die Bybel vervat word, vir my en jou. Die skape ken die eienskappe van die herder, en dit bring vertroue. Die skape ken die stem van die herder. Jy kan gaan, en jy kan van daai skape skree, hey, kom hier by mekaar, wat gaan gebeur? Hy skape gaan nie vir jou luister, jy kan maak wat jy wil, maar as die herder daar opkom, en hy gee daai kenmerkende fluit, kan jy sien die skape kom so by mekaar, en hulle kom in eenheid. En so roep God elkeen van ons, om na sy stem te luister, en om in eenheid by mekaar te kom. Want in eenheid is daar krag, in eenheid is daar oorwinning, in eenheid sal ons almal in 'n veilige hawe kan voortleef. Dis wat hy vir Petrus sê. Hy sê, gemaak die skape by mekaar. Laat hulle wei, want die herder kyk na sy gemeente. Die herder kyk na die kind van God. Hy kom en hy sê, die eienskap van die herder neem hulle aan. Het jy die eienskap van Christus Jesus in jou? En wat is die hoofkarakter eienskap van Jesus? Liefde. Liefde. Sê jy met die Here jou God lief met jou hele hart, met jou hele verstand. Ek wil vandag vir jou sê, daardie skape het hulle herder lief, want hy weet wat die herder vir hulle doen. Hy weet die herder beskerm hulle, en hulle ken sy stem. Hulle plaas hulle lewe en hulle vertroue in die herder. Wil jy nie vandag jou vertroue in daardie herder plaas nie? Sonder die herder is die skape verlore. Het jy al gesien? As die herder weggaan, jy kry nie eers daai skape uit die kraal uit nie. Hulle wil nêrens heen gaan nie. Hulle wil nie beweeg nie, hulle wil niks doen nie. Hoekom? Want hulle wag vir hulle herder. En net so moet ek en jy geen besluite in ons lewe maak nie, as ons nie ons herder geraadpleeg het nie, as ons nie gewag het op die stem van die herder wat ons leiding gee nie. Ons hardloop baie keer soos wilde skape net in 'n rigting. En wat gebeur? Ons val in diep slote. Ons trap in dorings. En dan hoor ons die stem van die herder en ons roep. En hy kom, hy tel ons op en hy neem ons terug. Na waar? Na sy herderskap, na sy skape, na sy kudde, na sy kinders bring hy ons terug. Die skape simboliseer die gemeenskap waarin ek en jy lewe. Die skape simboliseer die gemeente waarin jy is. Die skape simboliseer ons as huisgesinne. Hoe lyk jou huisgesin? Hoe lyk jy as individu? Vir die skape om rustig te kan wei, moet hulle die wil van hulle herder ken. Vir my as kind van God, vir ons as 'n gemeenskap, vir ons as 'n kerk, vir ons as gelowiges, om rustig te kan wei, het hy vir Petrus wat gesê? Het jy my lief? En wanneer jy dit sê, ja Here, ek het u lief, wat volgende, ek moet die wil van God ken. Kom ons kyk bietjie, wat is die wil van God? Is jy op soek, soos Petrus, na die wil van God? Want ek dink op daardie stadium, toe die Here vir hom die 3de keer dit vra, Petrus, het jy my lief? Ek dink toe sê, Here, wat moet ek nog doen? Wat moet ek doen om my liefde aan uit te bewys? Hoeveel keer vra God dit nie vir jou nie?
En wat doen ons? Hoe bewys ons liefde? As ek so na kerke, ons as gemeenskap, gelowiges kyk, wonder ek of ons die regte antwoord vir God gegee het. Maar jy sien, Petrus het sy hele lewe aan God gewy. Petrus was bereid om te sterf. Petrus het gekom en gesê, ek is nie waardig om soos my Here te sterf nie. Hy het gesê, kruisig my onderste bo. Hoe lyk ons lewe? Hoe lyk ons wil om volgens God se wil te wil lewe? En hy kom en hy vra vir my en jou vandag, eerstens, ek en jy moet besef dat daar fundamentele beginsels is om die wil van God te kan ken. Eerstens is, ons almal is tot eer van God geskape. God het nie witbroodjies nie. Ek wil dit vandag vir jou sê. Die gemeenskap in die kerk is nie net vir uitgesoekte mense nie. Dis vir ons almal. Maak nie saak wat die persoon se struktuur is nie. Maak nie saak wie in die samelewing is nie. Maak nie saak hoeveel titels hy het nie. Ons almal is geskape tot eer van God. En ek wil vir jou teksvers gee. Jesaja 43 vers 7. En elkeen wat sy naam genoem is en wat ek geskape het tot my eer, wat ek geformeer het, wat ek ook gemaak het tot my eer. God het jou gemaak vir wat? Tot sy eer. Wie geëerd is ek en jy om die beeld van Christus te hê? Maar wat maak ons met daai beeld? Lewe ons tot eer van God of tot eer van die wêreld? Ons dien dieselfde God deur geloof in Jesus, die tweede punt, en deur as een liggaam te funksioneer. Efesiërs 4, 5 en 6. Efesiërs 4, 5 en 6. Dit is een liggaam, een gees, soos julle ook geroepe is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat voor almal en deur almal en julle almal is. Ons dien dieselfde God. Dan kom ons en ons maak dogmatiese sienings. Ek is mos die regte een. Dit wat ek glo, ons geloof is een. En ons het 'n ruk terug as leraars die voorreg gehad om saam te kon kuier. En ons het vir mekaar dit gesê. Weet jy wat? As ek glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees, kan ons om 'n tafel sit en kan ons in liefde werk. Kom ons breek die mure van sienings af. Die breuke van dogmatiese goed af en weer begin fokus soos Petrus in Christus Jesus, een Vader, een Seun, een Heilige Gees, een roeping. Almal is geroep om wat te doen? Om die evangelie te gaan verkondig. Hy kom verder en hy sê punt 3. God het ons ontwerp om doelgerig te werk en om vir die wêreld te sorg. Genesis 1 vers 26 tot 28. Ons is ontwerp om doelgerig te werk. Baie keer hardloop ons in rigtings. Ons werk nie as 'n eenheid saam nie. En wat kom? Ons word aangeval. Ons val is groot. Hy sê vir ons in Genesis 26, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskaap na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou, en hy het hulle geskape. En ek wil klem lê op hierdie gedeelte, man en vrou. En God het hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp
dit heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Heers beteken om doelgerig na doel te werk. Nie elke een in sy eie rigting nie. En Satan het dit so mooi reg gekry, want Satan het die nominasies ingestel. Hy het kerke laat skeer, hy het mense tot val gebring. Maar plaas dat ons fokus op God, het ons elkeen ons eie siening. En ek is so bly om te kan sê, weet jy wat, hier in Delmas is ons besig om die mure van die denominasie af te breek en weer as 'n eenheid vir God te werk. Want dis wat God wil hê. Want elkeen werk mos vir my ou kingdom, my ou koninkryk. Dis nie jou koninkryk, dit is God se gemeente, man. Dis nie my gemeente, dit is God se gemeente. En wanneer ons dit begin uitleef, sal ons besef hoe belangrik dit is om in eenheid, doelgerig, die koninkryk van God te kan wen. Nie elkeen by homself nie. Nie elke huisgesin by homself nie. Nie elke individu nie. Maar wanneer ons doelgerig God se plan sien en doelgerig fokus en doelgerig begin werk, sal ons die oorwinning kry en ons sal begin heers. Dis wat God vra. Dis wat God vra vir die gemeenskap. Dis wat God vra vir die kerk. Dit is wat God vra vir die huisgesin. Vir my is individu. Om in eenheid, doelgerig. Daarom het hy vir Petrus gevra, 3 keer, het jy my lief? Want as jy God lief het, sal jy as eenheid saam hande vat en hierdie dorp, hierdie land vir God te kan wen. Hy het ook 'n opdrag gegee. My 4de punt. Ons opdrag is om nuwe disippels te maak en hulle te wys hoe om te lewe. Dis wat hy vir Petrus gesê het. Hy sê pas hulle op, maar laat hulle wy. Pas op dat daar nie valse lering inkom nie. Maak seker dat hulle volgens die waarheid leef. En daardie waarheid se naam is Christus Jesus. Maar om in die waarheid te kan leef, moet jy hom ken. En wanneer jy hom ken, sal jy lief wees vir hom. En dan kan jy gaan wy en jy kan 'n herder word. Jy's 'n herder van jou huis. Ons is herders van ons gemeenskap. Ek en Henry is herders van hierdie gemeente, God se gemeente. Maar ons moet die waarheid verkondig. Hy sê, Matteus 28 vers 18 en 20, gaan lees van vers 19, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. Leer hulle. Die vraag wat ek vandag vir jou wil vra, wat se leerbare gees het jy? Want jy sien, vir Petrus, om die stigter van die eerste gemeente te kon wees, moes hy 'n liefde vir God gehad het. Hy moes 'n leerbare gees in hom gehad het. En dan moes hy daai standvastigheid, daai boldness gehad het, om dit te gaan uitleef. Waar is die kerk? Waar is die gemeenskap? Waar is ons as huisgesinne? Kan jou huisgesin, jou familie getuig van die liefde van God? Het jy van jou kinders disippels gemaak? Waar staan ek en jy vandag? Het God die reg om van ons te vra, Gert, het jy my lief? Ons is onderwerp om God lief te hê en om die mens lief te hê. Ons is geskape in liefde deur God die Vader. En die opdrag is om lief te hê. Nêrens sien ek in die woord van God wat hy sê, toe die mens geskape het, jy moet die ander een haat nie.
Nee, God het dit in liefde gedoen, want God is liefde. Hy sê vir ons in Matteus 22:37-40, en Jesus antwoord hom, so antwoord God vandag vir my en jou. En hy sê, Jesus antwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Vers 38, dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En hierdie, moet God lief hê en jou naaste. Wanneer die skape so wy, en wanneer die skape so saam beweeg, is daar 'n liefde in hulle vir wie? Vir hulle herder. Hoe lyk ons in die gemeenskap? Weer is my hartseer, ons sê, ons is 'n godvreesende nasie, maar ek sien nie die liefde van God onder mekaar nie. Ek sien nie die eenheid nie. Ek sien nie dit wat God hier vir my sê nie. En ek het verlede week daaroor gepraat, en dit was my so hartseer oor die Dani Botha geval. Hy het hom vergifnis gevra, en nog steeds is daar mense wat dit nie kan laat gaan nie. Dis nie wie my Jesus is nie. Ek is nie daar om te oordeel nie, en ek wil nie oordeel nie. Maar ek moet vir hom bid, en ek moet vir hom intree in liefde. Dis wat God vir my verwag. So verwag God dit van elkeen, ewen jou grootste vyand. Ek praat nie net hier vandaan nie vandag nie. Ek praat nie van jou grootste vyand. Het jy hom al vrygespreek? Het jy in liefde na hom toe gegaan? Bid jy vir hom? Bid jy vir hom? Want dis wat God vir ons doen. Ek was die grootste vyand van God gewees. Toe ek in die wêreld was. Toe ek my gesin nie volgens God se weë groot gemaak het nie. Toe ek met 'n haat in my rondgeloop het. Haat vir alles. Het God my lief gehad. Toe ek die grootste vyand van hom was hy die een wat liefde aan my bewys het, die dag toe ek hom nodig gehad het. En het my siel gered. En dit moet ek aan my vyand bewys. Daar dieselfde liefde, daar dieselfde omgee. Doen ons dit? Nee, jy sal eerder laat jou vyand nog daaronder lê. Jy sal inteendeel nog 'n paar grawe vat en op hom gooi. In plaas maak soos my Jesus. Want toe die wêreld my weggestoot het, was hy daar vir my gewees. So moet jy daar wees vir jou grootste vyand. Jy moet hom lief hê, liefde aan hom bewys, want so red jy 'n siel vir God se koninkryk. Ons moet wyse gesinne bou en met deernis en dissipline eerder as met ongemaakbaarheid vir ons eerder as die ongenaakbaarheid vir ons gesinne sorg. Ons moet gesinne bou wat in God se liefde, vrees, wandel en God ken. Hy sê vir ons in 1 Timoteus 5 vers 8, maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Dis 'n opdrag, mense. Die Here sê vir ons, hy sê, jy moet 'n gesin gaan bou wat in liefde en Godvreesend is. En as jy dit nie doen nie, is jy slegter as 'n ongelowige. Jy weet vandag, soos Petrus sê, Here, ek het U lief. Here, ek wil in U wandel. Moet na ons gesinslewe gaan kyk. Want jou gesin getuig van wie jy in Christus is. 'n hele paar jaar terug, daai einste dogter wat daar agter sit met 'n jong mannetjie uitgegaan, soos op die laerskool. En die ouers kom kuier die dag daar.
En toe die jong mannetjie so instap en hy erger as 'n matroos praat, toe weet ek wie hulle aanbid en wie dryfkrag in hulle lewe is. En dit is werklik nie God nie. Want ek het lanklaas so 3 jaar, 4 jaar oud na my vrou, mannetjie gesien wat so kan vloek en onrebeld. Toe sê ek weet wat daar in die gang is. So getuig jou kinders van wie jy is, né? En wie jy in Christus is. Nou moet ek eers vir my kripnotes hier reg kry. God se opdrag aan Petrus en die gemeenskap, gemeentes en families en aan die herders. Dis nie ons as leraars nie. Jy, wat die priester en die hoof van jou huis is die herder van jou huishouding. Hy sê, ons moet soos Petrus wees. Ons moet maniere vind om in ons huisgesin en ons gemeenskap se behoeftes te voorsien. Daardie maniere is gebaseer op wat? Die woord van God. Nie op 'n ander manier nie. Ons moet hulle bemoedig en toerus. Wat verwag het God of Jesus van Petrus verwag? Om sy skape op te pas, om hulle toe te rus. Hoe lyk die toerusting wat jy vir jou familie, hoe lyk die toerusting wat ek vir die gemeente en wat ons as gemeentes vir die gemeenskap gee? Ons gaan daar volgens geoordeel word. Hy kom en hy sê, om in harmonie op hierdie aarde te lewe, sodat ons almal eendag hemel toe gaan. Harmonie, eenheid, liefde. Liefde bewerkstellig eenheid. Lewe ons in harmonie in hierdie wêreld? Antwoord is nee. Maar kan ons begin om 'n verskil te maak? Ja. Ons kan begin uitreik. Ons kan ons families in orde kry. Ons kan dat ons familie die Christus van Christus leer ken en begin uitleef. En wanneer hulle daardie beginsels uitleef, gaan hulle verskil in die wêreld maak. Ons help mekaar om nie moeg te raak nie en vir ander te sorg. Ons moet mekaar help. Wie het al geestelik moeg geraak? Wie het al gekom op 'n punt en te sê, Here, ek kan nie meer nie. Dis my en jou. Ons moet dan uitreik. Ons moet sorg. Doen ons dit? Nee. Daarom het die Here 3 keer vir Petrus gevra. En so vra hy vir ons. Hy sê, ons is waarlik geskape om vir mekaar te sorg. In hierdie huis, in die gemeenskap, in jou eie familie. Waar staan ek en jy vandag? Ek wil met dit afsluit. Waar staan jy vandag? Jesus het hierdie vraag 3 keer aan Petrus gevra. So vra dit aan elkeen van ons. Vanoggend. Hy vra, Gert, het jy my lief? Wat antwoord jy? Ja, Here, ek het die lief. Dan gaan hy sê, maar ek sien nie die wyding van my skape nie. Van dit wat jy sê, dit wat jy doen, is nie die eienskap van herder wat ek nagelaat het nie. Hy gaan die 2de keer vra, Gert, het jy my lief? Wat gee hom antwoord? Ja, Here, ek het u lief. Hy sê, maar pas my skape op. Hy begin by my huishouding. Dan begin dit by sy gemeente wat vandag hier is, waar ek die eer het om deel van te kan wees. Dan begin dit in my gemeenskap. Hoe pas ek dit op? Deur hulle die waarheid te verkondig, hulle die waarheid te leer en die waarheid uit te leef. Wat gaan jy antwoord? Dan kom hy die 3de keer en hy vra, het jy my lief? Dan kom haar bedroefdheid soos by Petrus. Wanneer ek myself moet ondersoek en werklik eerlik met myself is. Here, het u dit gedoen die eerste? Het ek dit vir u gedoen in die eerste 2 vrae? Het ek die lammers laat wy? Ken hulle u? Het ek hulle opgepas? Het ek die waarheid geleer?
Wie sien baie keer deesdae is ons in hierdie moderne kerk, hierdie moderne siening, vir ons moet nie sonde preek nie. Sonde, as ek dit nie preek nie, gaan jy die koninkryk van God hou. Daarom preek ek sonde. Daarom vertel ek jou die waarheid. Daarom pas ek nie die woord by jou aan nie. Ek is nie 'n prosperity prediker nie. Jy het in die verkeerde gemeente gekom. Ek gaan jou vertel van sonde. Wanneer ek nie die tweede opdrag wat God gevra het, nagekom nie. Hy vra die derde keer. Gert, het jy my lief? Hy sê, laat my skape wy, want as jy hulle opgepas het, jy hulle geleer het, kan hulle uitgaan om disippels te gaan maak. Die Here praat met ons. Waar staan jy vandag, geliefde? In hierdie 3 vrae. Waar staan jy? Kom sluit die oë. Liefdevolle Vader, Here, dankie weer eens vir hierdie mooi dag. Here, dankie vir 'n dag van genade, liefde. Here, weer vir 'n dag, Here, waar ek my knie voor U kan buig, Here, selfondersoek doen. Here, want U het met Petrus in dringendheid gepraat. Daarom kom U vandag in dringendheid en U praat eerstens, Here, wat priesters en hoofde van ons huise is, Here. En U vra die vraag 3 keer. Gert, het jy my lief? Here, dan antwoord ons so maklik. Ja, Here, ek het U lief. Maar my huishouding, my vrou en my kinders, getuig nie van daardie liefde nie, Here. Here, so kom U en U vra weer. Gert, het jy my lief? Dan sê U, pas my skape op. Here, ek het 'n verantwoordelikheid, Here, om seker te maak dat my kinders, my vrou, die waarheid ken, Here. Ek moet hulle afweer van die aanval van die valsheid, Here. Ek moet die een wees wat sterk staan in die geloof. Want dis wat U van ons vra. Dan kom U die 3de keer vandag en U vra, Gert, het jy my lief? En Here, ons raak bedroef. Want daar is 'n dringendheid, Here. En ons antwoord, ja, Here, ek het U lief. Dan vra U vir ons, hoe wy my skape? Wandel hulle in liefde? Wandel hulle in eenheid? Hoe lyk my gesinsverband? Hoe lyk die oppas van jou familie? En Here, om die 3de vraag te kan antwoord, moet elkeen van ons ondersoek gaan doen. Elkeen van ons opreg die eerste 2 antwoord, sodat ons dan die 3de een kan antwoord. Here, wanneer U vra dit vir my, hoe lyk die gemeente? Hoe lyk jou gemeenskap? Want Here, as ek my eerste 2 ja gesê het, moet dit getuig in die gemeenskap, in die gemeente. Want Here, dan kan ek werklike antwoord op die 3de vraag gee. Ja, Here, ek het U lief, want ek het die waarheid en die liefde van God aan hulle oorgedra. Help ons, Here, in hierdie tydperk. Help ons dat ons hierdie 3 vrae, Here, met eerlikheid en dringendheid die antwoord kan gee. Here, ek het U lief met alles wat in my is. In Christus Jesus naam. Amen en amen.